Amen. Goeiemôre geliefdes. Het is lekker in die huis van die Here. Amen. Is julle dankbaar vir môre? Yes, amen. Amen. Kom ons gee vir die Here lof op. Amen. Ja, kom staan en dan gaan ons die Here se naam lekker groot maak. Met my God loop ek op in die storm, spring ek oor 'n muur. Met my God word al my vyande uitverlê elke uur. Met my God aan my kant is daar hoop vir elke dag. So met God aan jou kant is daar hoop vir elke dag, geliefdes. Kom ons sing lekker saam. Amen. God is majesteit, hy is almagtig, hy is volmaak in
konteks en elke opsig, vir ons almal en vir alles. Wie kan ooit met God vergelyk? Wie is 'n God soos hy? Selfs die natuur julle gehoorsaam God. Dis hoe groot hy is. Hy is ons God wat die waters van die see versamel, wat vloede bere in sy skatkamers. Wat God spreek en gebied, so sal dit wees. Amen. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Almagtige God, skepper van die heelal. Hoe groot is U, my God? Here, U wat alles gespreek het, sodat dit in kan kom, soos wat U dit wou gehad het, Here. U wat die aarde 'n voetbank maak vir die voete. Here, ons as mens kan nooit beskryf hoe groot U is nie. En daarom wil ons vanmôre in alles in ons, Here, kom. And we just want to surrender unto You, Lord, and say, Father, we praise You. Here, ons wil U loof en eer en U naam net groot maak. Want dit is wie U is. U is die almagtige God, skepper van die heelal. Here, sal U kom vanmôre en by elke een stil staan, elke hart aanraak. Daarmee waar ons dalk ingekom het met 'n bekommernis, met 'n hart van dinge, met probleme, Here, laat ons dit sal los vanmôre by U voete, my God. En in alles in ons, U net loof en prys en eer. Here, dankie vir die woord vanmôre, sal die prediker se lippe aanraak vanmôre en elke hart voorberei vir dit wat U vanmôre vir ons wil bring. Ons eer U, ons loof U, ons prys U, my God. Mag hierdie oggend vir U 'n aangename geur wees, of dit 'n klank is, of dit 'n sang is, en of dit 'n woord is. Ons eer U, my God. Amen. Amen. So die afkortings vir die week, afkondigings is die week. Golden Oldies, donderdag die 12de Maart. Julle moet elkeen net 'n dingetjie saambring en dan gaan julle lekker saam kuier. Dis donderdag die 12de Maart. En dan Saterdag die 14de nooi die lofdansers julle uit na hulle fees. Dis Saterdag die 14de. Julle, kom ons wys vir hulle, doen volle evangelie kerk Kabega. Daar word ander gemeentes genooi wat ook hier gaan wees. Dit begin 6:00 en dit is gratis. So julle kan kom, julle kan ook pausetyd vir julle eetdingetjie kry wat agter in die saal gaan verkoop word. Onthou ook dan, die gemeentevergadering is op die 22ste Maart na diens. En dan is dit die Vollies gaan groot talente aan op die 18de April. So kom met jou talente, gesels met Marushka. Sy wag vir julle om vir haar te kom wys wat julle kan doen. Amen. So kom ons kry ons geldjie by mekaar, ons kollekte, ons offerande, en dan gaan ons dit gee vir die Here met 'n blydmoedige hart. Is julle reg om die Here te loof en prys? Amen. Kom ons staan. Dankie vir die skat. Dankie, Tannie. Okay, so ons is nou dromme kort vanmôre, so ons vra vir die gemeente om ons dromme te wees vanmôre. Ek sien, as hy, Frikkie is reg hier so voor, en al wat dit is weet jy, ons elke met 'n beatboxie binne in ons. En my beatboxie gaan partykeer 'n bietjie uit ritme uit en ons sal Gima so 'n bietjie reg help, wanneer ek 'n liedjie op 'n sekere manier wil sing, maar weet jy, jou beatbox is vir Jesus, en jou beatbox is vir die Here. So kom wys vir ons musiekspan vanmôre, wat is binne in jou, met die hande klap, en geniet dit in die Here se teenwoordigheid. Ons gaan sing oor sy grootheid, sy majesteit, en hy is hier teenwoordig saam met ons vanmôre. So sê vir een naam, so is jy reg. Hoe, staan jy reg hiervoor? Amen. Kom ons sing lekker saam en ons maak die Here se naam groot. Ons gaan skepper sing, daar is niemand soos hy, en laat die hele aarde juig, laat Vollies Kabega juig vanmôre vir die Here. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Halleluja. Yeah.
van die son, Here. En daarom wil ons U loof en prys. Wil ons U dank, Here, vir U genade. Wil ons U besing en U naam groot maak vanmôre, Here. Want wie is daar soos U? Wie is daar soos U, Here? Halleluja. Halleluja. Ons het nou gesing, die Here vergewe, die Here vergeet. En ek voel in my gees vanmôre om vir iemand hier te sê, dat daar niks is wat jy kon doen, wat God se genade vir jou laat ontbreek vanmôre nie. Ek weet jy sit met daardie bittere spyt van dit wat jy gedoen het, maar God sê bring dit na my toe. God sê bely jou sondes, ek is getrou en sal vergewe. So ek wil jou vra vanmôre om daardie kommer vir die Here te gee. God is gister, vandag en môre dieselfde. En daarom weet ons dat dit wat hy gesê het is ja en amen in sy woord. So jy kan met vrymoedigheid daardie sonde bely en God vergewe. Halleluja. Prys die naam van die Here. Jy kan die sitplekke neem. Baie dankie musikante. Woensdag en jou nodig asseblief. Baie dankie. Ek wil net voordat ons begin met die boodskap vanmôre wil ek twee geliefdes net amptelik by ons voorstel as lidmate. So ek wil vra dat Hester en Christo Barnard net vir my gou hier voorkom staan asseblief. En ek wil vir die res van julle ook sê dat ons het nou ons gemeentevergadering die 22ste Maart. Moet nou asseblief nie vir my kwaad wees wanneer ek op daardie môre na die diens die besoekers vra om die vergadering te verlaat nie. Want ongelukkig volgens ons grondwet vir daardie gemeentevergadering moet jy amptelik 'n lidmaat wees. Om 'n lidmaat van die gemeente te wees beteken dat jy 'n bloedgewaste kind van God is, dat jy wedergebore is, dat jy deur die doopwater gegaan het, nie die besprinkeling nie, maar dat jy groot gedoop is, dat jy deel geword het van die onderdompeling in water, waarin jy verklaar dat dit nie meer jy is wat lewe nie, maar Christus is wat deur jou lewe, en dan amptelik soos vanmôre as lidmate voorgestel word aan die gemeente. Goed, so as daar enige iemand is wat nog nie lidmaatskap opgeneem het nie, en jy dit graag wou doen, kom gesels met my, en ons doen dit ook gerus vir jou. Maar ons kry vanmôre die groot voorreg om vir Hester en vir Christo ook amptelik, hulle sal vir 'n wyle hier by ons, maar vanmôre kry ons die geleentheid om hulle amptelik by ons in te wy en deel van ons familie te maak. So dit is julle belydenis dat julle wedergebore is, dat julle reeds groot gedoop is, en dat julle graag julle bediening vanuit die volle evangelie kerk hier in Kabega Park wil uitlewe en graag by ons lidmate wil word. Is dit so? Prys die naam van die Here. Dan wil ek saam julle bid, en dan ook die kerkraad net vra om na vore te kom, en vir julle die regterhand van broederskap te gee. Kom ons bid net saam met hulle. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat U die getroue God is, wat wegneem en wat byvoeg. En ek wil vanmôre hierdie lieflingspaar aan U opdra, Here, en ek wil vra dat U hulle ryklik sal seën. Here, gee dat hulle getuienis vir ons kos sal wees, om staande te bly in ons geloof. Gee dat hulle geloof sal uitleef vanuit hierdie gemeente, en U naam sal hoog dra, Here. Vader, seën hulle in al hulle weë, en maak hulle geseëndes van U, is my gebed in Jesus kosbare naam.
Amen. Amen. Christus, welkom hier by ons. Welkom in Sissie. Dit is altyd lekker om julle by ons te hê. Dankie Kerkraad, as julle ook dan net vir hulle kan verwelkom. Baie dankie. Baie dankie julle. En dan voor ons by vanmôre se boodskap kom, wil ek ook graag net vir Cathy 'n geleentheid bied om met ons haar getuienis te kom deel. Dit is altyd kosbaar om te sien hoe die Here vir ons onderneem, verander onderneem. En dit versterk ons in ons geloof en ons denke. En weet ons God is nie 'n aannemer van persoon nie. Amen. Amen. Baie dankie Cathy. Beruska, Adele, jullie Mike, Beruska. Dankie, dat zijn. Ik wil graag vragen dat jullie in de woorden sal bijgestaan met my vir ons in die nodigheid van die Here omgaan. Here Jesus, baie dankie dat ek in hierdie oggend die instrument kan wees. Here, U is die inhoud. Seën hierdie woord aan elke hart tot bemoediging, Here. En dat ons sal aanhou, Here, om ons oop te vestig. In Jesus se naam. Amen. En ek wil graag met julle deel die pad wat ons met ons dogter gestap het. Sy is ons middelkind. Versproon met sy geils. Eintlik so geweldig. Hulle is 11 jaar getroud en hulle het vreeslik gesukkel om swanger te raak. En op 'n kon die mediese hulle gesê, ons kan nie meer. Maar ek en my pa het vir hulle gebid. As ek vir julle sê, aanhoudend, trane het gerol, en ons die Here vasgehou vir hulle, en niks gebeur nie. Ons was so tydjie uit die gemeenteheid waar ons getoer het, dan kom ons by Markies, dan sien ons baba groep, kom ouma, en ek hou my oë op die Here, en ek vertrou dat die Here iets groots gaan doen. Ons het 2 rompies of wessiekies vir die baba gekoop. Een wat sê, vir hierdie kind het ek gebid, dis was myne, en Leon se een was God answers prayer. En ons het opgehou toer en ons moes aan my skoonpa kyk in Jeffries, en ons is daar in die Engelse gemeente die 20ste Julie, en ek tree in vir my dogter, maar ek is so hartseer. Want sy werk in 'n dagsorg en haar passie is kinders. So elke nuwe baba wat daar aankom, voel ek vir haar, dis haarne. En dan as sy 5 jaar, sy 6 jaar oud is, dan verlaat in die skool, dan kan ek sien die effek op my dogter. Tot sy bekom vir my gesê, mama, ek is verby oor dit. Maar ek weet wat haar behoefte na haar hartsverlange was. Dus God ons almal sien ken wat hy sit. Ons is naak en openbaar vir hom. En ons sit in die kerk en ek roep die Here aan. En dis 'n Engelse kerk en die predikant staan en hy sê, so in my gebed hoor ek hom, and God said to Sarah, you will give birth. En op pad oomblik, toe breek my hart en ek huil voor die Here. Ek sê, Here, moenie Adrie vergeet nie, asseblief, Here Jesus. So ons ry huis toe en Leon sê my boek, jy was so hartseer, ek sê, Leon, ek kan nie eens nou praat nie. Ek kom by die huis en my foon lui, en Leon antwoord, en ek hoor Adrie sister en ek wys vir my gesig is rooi, en ek het regtig uit my hart uitgehuil. Sy sê, papa, ek moet met mama praat. Terwyl ons tydens ons in diens was, het hulle 'n home pregnancy toets gedoen. Dit was positief. My dogter is natuurlijk swanger. En die 3de Maart, toe gee sy geboorte, dinsdag. Toe sy gepraat. As die Here vir my sê, my woord, magtig is die woord, ons het dit gesing, mag is in die woord van die Here. Toe kom die Here se woord in werking, en daar kraam sy. 37 weke, 4,22 kilogram sink, 53 centimeter lang, so mama's, julle sal
Nee, dis groot. Sy het die keisersien gehad en hulle is gister ontslaan en hulle is by die huis. Glory to God. Prys die Here en nou staan ek hier met trane in my oë. Halleluja. Here, U is goed. Dankie Here. Dankie Here. Glory to God. Wie is daar soos U? Dankie Kathy. Wie moet nooit opgee nie. Amen. Ons het 'n paar liedere gesing hier vanmôre wat vir my bevestiging is op woord vir volgende week. Ek is besig met 'n reeks en vanmôre is dalk die eerste boodskap daarvan oor die heerlikheid van God. Maar dit word onderbreek want ek het net die laaste week, die boodskap is gebore 2 weke terug terwyl ek op vakansie was en ek sal dit met u deel. Maar nou is ek 'n week terug by die huis. Nou is ek terug van Johannesburg af teruggeword en die stap by dadelik is dit kouer, dadelik raak ek siek. Toe ek sommer verkoue ook en ek sê baie dankie vir Ronnie wat vir my die bid hier hanteer het Woensdag aand. Maar wie wat nee, die Here is so getrou. Ek wil vir julle sê, dit wat nou in Iran gebeur, ek is nie groot op die ekskatologie en ek preek nie, hoe sê hulle, ken jou baan, bly in jou baan. En, maar ek wil graag bietjie met die gesels komende Sondag as die Here wil. En ek wil met jou deel dat die God wat ons dien nog steeds 'n lewende, betrokke God by ons is. En ek gaan dit vir jou wys uit dit wat gebeur in Iran en dit wat die woord van God sê gaan gebeur. Ons weet die eindtyd is naby, maar God se genade is oorvloedig in hierdie oomblik. Dus dit sal ek graag met u deel komende Sondag as die Here wil. Maar dit bring my by vanmôre se tema en vanmôre se tema is die gewig van sy grootheid. Die gewig van God se grootheid. Van die sterre af tot in die rotskeur. En ek wil vra dat jy die Bybel sal oopmaak op Exodus. Ons gaan 2 gedeeltes lees. Exodus 33 vanaf vers 18 tot 23. En dan gaan ons ook Psalm 19 vers 1 tot 7 lees. Kom ons begin by Exodus 33 vanaf vers 18. Daarop vra hy, dit is Moses, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. En dan Psalm 19 vers 1 tot 7 vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie.
net tot sover geliefdes, groot en almagtig is ons hemelse Vader. Wat is die doel van vanmôre se boodskap? Dis daar om ons te help om die onsagwekkende omvang van God se heerlikheid te verstaan. Beide in die onmeetlike heelal en in sy intieme karakter. Wat beteken heerlikheid vir jou? Jy sien die skriflesing is Eksodus 33 vers 18 wat sê, toe Moses uitroep, laat my tog u heerlikheid sien. Nou weet jy, ons gebruik hierdie woordjie heerlikheid tog partymal so maklik. Ons praat van 'n heerlike maaltyd. Ons praat van heerlike weer. Maar in die Bybel het hierdie woord heerlikheid, wat kabod in Hebreëus is, of doxa in Grieks, 'n massiewe betekenis. Ek dink nie ons kan die omvang van God se grootheid bedink nie. Dit beteken letterlik gewig. Heerlikheid beteken die gewig van God. Om te sê God is heerlik, beteken hy is die mees gewigtigste werklikheid in die heelal. Alles anders, ons probleme, ons suksesse, ons planete selfs, alles is liggewig teenoor die heerlikheid en die gewig van God. Amen. Dink aan 'n skaal, en van daardie skale, en as jy aan hierdie kant al die goud van die wêreld, al die gesag en mag van konings, al die pragt van die natuur op daardie skaal sou neersit, en aan die ander kant is God se heerlikheid, sal daardie skaal onmiddellik deurslaan na God se kant. Dis hoe groot God is. Dit is die heerlikheid van God wat ons kan aanskou. Om God te verheerlik is om hom die regte gewig in jou lewe te gee. Is om God te sien vir wat hy sê hy is. En te weet hy is die groot ek is. Ek het 'n week Johannesburg toe gegaan om vir my ouers te gaan kuier voor hulle weer terug is Skotland toe. En in daardie week het my broer vir ons 'n vakansie gereël in Magalies Park. Ek weet nie wie vir julle ken Magalies Park nie, is by die Hartbeespoortdam, daar by die Pilansberge. En ons chalet het op die 10de gat van die golfbaan op hierdie vakansieoord gesit. En as jy in die môre buite gaan sit, wat elke môre my ritueel was, almal slaap nog, ek is ons vroeg op, dan sit ek, dan kyk ek vir daardie Pilansberg met sy rotsagtige strukture en klowe. En ek is swak as dit kom by foto's neem. Ek wens ek het 'n foto gehad om vir julle te wys. Maar wie daardie massiewe berg voor my, en dan natuurlik het hierdie golfbaan ook wild op, so die bokke, die apies, die eende, en alles net so voor jou aangesig te aanskou. En dis waar hierdie boodskap gebore is, want as ek na daai Pilansberge gekyk het met daai rotsklowe in, het hierdie gedagte van Moses sterk by my opgekom. En weet jy, in die aande wanneer jy buite sit, en jy opkyk na die hemelruim, en jy daar die melkweg en sterre so duidelik sien, soos wat 'n mens daar in Sutherland kan na kyk, sien mens net die glorie van die Here raak. Nou weet jy, Moses in sy lewe, nou ons weet wat dit Moses als ervaar. Hy het die natuurlike van die natuur
deur wonderwerke sien verander. Hy het gehoorsaam aan dit wat die ek is vir hom gesê het om te doen, gaan doen, en daardie ek is, het water in bloed laat verander. Moses was daar. Moses het daardie staf op die grond gegooi, wat in 'n slang verander het. So Moses het die heerlikheid van God geken. Maar tog kom Moses hier, en hy sê in Exodus 33 vir die Here, hy sê, Here, ek het op 'n punt gekom waar ek moeg is vir die ligte dinge in die wêreld. Hy sê, Here, wys tog vir my die fondasie van alles. Hy sê, wys tog vir my u gewig, Here. Wys vir my u heerlikheid. En ek dink, joh, Moses is bietjie verwaand, jong. Maar dit wat die Here al vir jou gewys het. Maar jy sien, dis die perspektief van God wat ons moet verstaan. Jy moet in 'n intieme verhouding met God kom soos 'n Moses. 'n Moses wat in die teenwoordigheid van God was. 'n Moses wat op die berg van verheerliking geklim het. 'n Moses wat in die tent van samekoms die Here van aangesig tot aangesig gesien het. Hierdie Moses wat sê, Here, ek is moeg vir die klein dingetjies. Ek wil die fondasie sien. Wys my u heerlikheid. Jy sien, daar's 'n makro en daar's 'n mikro heerlikheid wat ek vanmôre aan u wil uitwys. En die makro heerlikheid van God is die teater van die sterre aan die hemelruim. Die woord sê in Psalm 19 vers 2, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Halleluja. Die omvang daarvan kan ek nie verstaan nie. 'n God wat net 'n woord gespreek het, en die dinge het ontstaan. Dit is die God wat ek en jy dien. Die God vir wie niks onmoontlik is nie. Jy sien, voordat God vir Moses antwoord, het al reeds hierdie getuienis in die veld ingestuur. Het God al reeds vir Moses die natuur gewys. En daardie natuur vertel vir ons as getuienis die grootheid van God. Daarom skryf Dawid in Psalm 19 dat die heelal nie maar net daar is nie. Dis 'n preek sonder woorde. En ek sit daar en beskou hierdie dinge, dat ek al, mag ek sê, geïrriteerd raak, wanneer iemand anders wakker word en dan met my kom sit en praat, terwyl ek daar die heerlikheid van God in my gedagtes sit. Weet jy, die teks sê in vers 4, dis 'n stemlose getuienis, die uitspansel van die Here. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie. Hulle stem word nie gehoor nie. Maar tog bereik hulle boodskap die eindes van die wêreld. Gaan kyk maar bietjie na al hierdie inheemse volke en geskiedenis heen, waar hierdie volke 'n songod aanbid het, of die reëngod aanbid het. Hulle tog maar net die skepping van God aanskou en 'n gedeelte daarvan begin aanbid. Tog bereik God se boodskap die eindes van die wêreld. Psalm 19 vertel ons van dat hierdie Openbaring, Dawid vergelyk die son met 'n bruidegom of met 'n atleet. En hy vertel hoe die son onstuitbaar is. Die son as bruidegom, vers 5 en 6. Die son verskyn met al sy pragt en vreugde, soos die vreugde van 'n bruidegom wat uit sy bruidskamer uitkom. Wie dit herinner my aan die dag waar die Here Jesus Christus in al sy glorie gaan terugkom, en glo vanmôre vir my, daardie dag is naby. Daardie basuin gaan blaas,
en ons gaan hierdie heerlikheid van ons bruidegom wat uit die bruidskamer uitkom aanskou. En ons gaan hom sien in al sy glorie. Elke knie sal buig en elke tong gaan bely dat hy die Here is. Halleluja. Amen. David praat van die son as 'n atleet. Die son word vergelyk met 'n held of 'n atleet wat sy loopbaan met krag en vasberadenheid hardloop. Wat die wenpaal sien, wat deurdruk. Halleluja. Onstuitbaar en alomteenwoordig. Die son se pad strek van die een einde van die hemel tot aan die ander kant. En niks kan van sy hitte wegkry nie. Weet jy die almag van die Here? Dit illustreer dat God se algemene openbaring, sy natuur, toeganklik en kragtig is. En nie teëgehou kan word nie. Die almag van die Here gaan ons vooruit. Die heerlikheid van God wys vir my en jou die pad. Hierdie beeldspraak dien om te wys dat net soos die son nie gestop kan word nie, God se getuienis deur die skepping onmiskenbaar is. Weet jy, daar's mense wat nou miskien dalk nooit van Jesus sal hoor nie. Dan sê die woord van God, hulle gaan geoordeel word op hulle eie wet. En as jy dit gaan deurdink met hierdie volke wat nou daar in die gatkante van die wêreld is en nooit die evangelie gehoor het nie. As jy dink, hulle het almal hulle eie wette en reëls. Maar nie een van ons as mens kon enige wet ooit hou nie. Hulle kan selfs hulle eie wette nie hou nie en hulle gaan daarvolgens geoordeel word. Dis hoe die heerlikheid van God werk, want die natuur spreek van die bestaan van 'n almagtige God. Amen. Kom ons kyk hier daar wetenskaplike perspektief daarvan. As jy die aarde vergelyk met die son, dan is die aarde 'n sandkorreltjie in vergelyking met 'n strandbal. Louis Giglio, en ek het dit goed gedink om vanaand bietjie daarna te kyk. So vanaand gaan ek nie die prediking doen nie. Ons gaan kyk na how great is our God. En dis 'n 40 minute preek van Louis Giglio. En dit is net asemrowend om te sien hoe groot ons God is. Wie hy sê, if earth was a golf ball. En dan gaan hy verder om te sê, die son is, as jy die golfballe langs mekaar sou sit, is die son 15 voet in deursnit in vergelyking met daardie golfballetjie. En weet jy wat, daardie son is maar 'n gemiddelde ster in die hemelruim. Dis hoe groot ons God is. Wat is die geestelike les daarin? En dit was vir my so kosbaar om daaraan te dink. As die werk van sy hande alreeds so massief is, dat ons dit nie kan begryp nie, hoeveel groter moet sy hande wees? Hoeveel groter moet God se hande wees? Wanneer jy saans opkyk na die sterre, kyk jy na God se besigheidskaartjie. Sien jy hom in al sy glorie raak? Dit vertel jou hy's magtig, hy's intelligent en hy's onmeetbaar ryk aan pragt. That is my God. Kom ons kyk na die mikroheerlikheid. God se karakter in die rotsskeur. Halleluja. In vers 19 sê die Here vir Moses en hy sê, ek sal al my goedheid by jou laat verbykom. Die Here sê nie vir Moses, ek sal my heerlikheid by jou laat verbykom nie. Hy sê vir hom, ek sal my majesteit by jou laat verbykom. So ons kan sy goedheid sien by ons verbykom.
Jy sien, hier gebeur iets merkwaardigs. Hierdie grote God wat al sy bestaan geroep het, Moses vra om God se heerlikheid, sy mag en sy pragt te sien, maar God antwoord hom deur hom sy goedheid te wys. Sy majesteit te wys. Hier's 'n paradoks van heerlikheid. Vir God is sy grootste heerlikheid nie sy vermoë om sterre te skep nie, maar sy vermoë om genadig te wees teenoor my en jou. God sien nie sy almag en dit wat hy kan skep nie. Hy sien dit in sy sag en tender liefde vir my en jou. Daarin lê God se heerlikheid. Yes, amen. Maar daar's 'n heilige gevaar. Maar die Here sê vir hom, God sê vir Moses, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Jy sien, sonde kan in die teenwoordigheid van God nie kom nie, want dit sal sonde verteer. Maar hier is die beskerming daarvan. In vers 22 staan daar, ek sal jou in die skeur van die rots sit en jou met my hand toevou. Dink aan 'n swysmasjien. Die manne wat swys. Dion het al gewys, sy hier agter besig is om te swys. Daai lig is so fel dat dit jou oë sal beskadig. En daarom moet jy 'n masker opsit wanneer jy nou daar besig is met die staal. Nou, beskou dit soos volg. Daardie helder, skerp, gevaarlike lig is die lig van God. En daardie masker wat jy opsit is Jesus Christus wat jou beskerm. Jesus Christus is ons masker of ons rots. Ek het 'n rots hier waarop jy kan kom staan. En daardie rots is Jesus Christus, my saligmaker en my verlosser. In die rotsskeur van Golgotha is ons veilig om God se goedheid te beleef, sonder om deur sy heerlikheid verteer te word. Mag ek dit weer vir u sê? In die rotsskeur van Golgotha is ons veilig om God se goedheid te beleef, sonder om deur sy heiligheid verteer te word. Dit is hoe almagtig my God is. Moses sien net God se agterkant, 'n naskynsel van sy grootheid. Ons sal hom eendag aanskou van aangesig tot aangesig. Halleluja. Wat is die toepassing terwyl ek afsluit vanmôre? Hoe leef jy in hierdie heerlikheid van God? Hoe leef jy? Het jy dit al bedink om te sê, Here, hoe wil jy hê moet ek lewe? Hoe wil jy hê moet ek in hierdie heerlikheid van U? How would you like me to bask in your glory? Wat sou vir U aanneemlik wees om in U heerlikheid te wandel? Wat beteken hierdie boodskap vanmôre vir jou? Vir sommige gaan dit niks beteken nie, want jy sien nie die heerlikheid en die grootheid van God dalk raak nie. Vir ander weer is dit 'n nuwe openbaring om te sê, ag Here, vergewe my tog, ek nietige mens. Dankie dat my oë weer oop gegaan het. Jy sien, jy het nodig om weer perspektief te vind. As jy voel dat jou probleme so swaar is, dat jy nie daarmee kan deel nie, kyk net op na die hemele. Gaan lees Psalm 19 en sien hoe groot jou God is. En kyk hoe klein daardie probleempie word. Die God wat die son in sy baan hou, kan ook jou situasie hanteer. So sien dit weer in perspektief. Soek sy goedheid. Moenie net vra vir krag
en vir openbaring en wonderwerke nie. Vra soos 'n Moses, Here, wys my u goedheid. Laat u goedheid by my verbykom. Want is daar in God se goedheid waar ware ondervinding lê, waar ware verandering plaasvind. Dis wanneer ons die goedheid van God begin raak sien. En skuil tog in die rots. Skuil tog in die rots, Jesus Christus. Erken dat jy nie voor God kan staan in jouself nie, en op jou eie meriete nie. Dank God vir daardie rotsskeur. Dank God vir Jesus Christus, wat dit vir my en jou moontlik maak, om in die heerlikheid van God te kan inbeweeg. Ek wil 'n kort gebed saam julle bid. So kom ons sit net so in ons buig ons hoofde. Here, die hemele vertel van U, en ons harte smag na U. Dankie dat U heerlikheid nie net in die verre sterre is nie, maar ook in U genade vir ons as mens. Help ons om hierdie week met die gewig van U teenwoordigheid te lewe en U in alles raak te sien. Dis my gebed in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Die musikante kan vir my na vore kom, dankie. So asseblief, onthou vanaand, how great is God. Ek weet, dit is lekker om dit by die huis, jy kan dit by die huis op kyk. Maar hier is soveel beter om dit saam met medegelowiges hier in die kerk, Godsgebou te kom sit en kyk en deel te wees en dit te aanskou as 'n gemeente. So asseblief kom op na die huis van die Here vanaand om 6:00 en ons aanskou dan die heerlikheid van God. Baie dankie vir die skap. Dankie pastoor, kom ons staan en dan sing ons saam, is hy wonderbaar. Is hy nie wonderbaar? 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 Hy is die Raadsman, hy is die sterke God, hy is die ewige Vader, hy is die vrede God, hy is die Raadsman, hy is die sterke God, hy is die ewige Vader, hy is die vrede God. Is hy nie wonderbaar? 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 Ja, hy is Staan hier en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van sy Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Baie dankie, ons is vir daar.